Skryf vandag gaan ek aan met Newton se 4de wet. Na daai wet is ons klaar met Newton se wet en dan gaan ons na die volgende hoofstuk want jy skryf vir 3 hoofstukke in Maart. Vektore, Newton en elektrostatika. Easy peasy lemon squeezy. Choke. Ja, maar ons gaan hom level up. Die volgende hoofstuk is ook 'n matriek hoofstuk. Okay, so hulle sê vir jou, jy het nou dieselfde scenario as wat jy nou net gehad het, so. Maar hierdie keer het jy 'n 3 kg en jy het 'n 2 kg. Hierdie een het wrywing van 6 Newton en dan vra hulle vir jou bereken die versnelling van die stelsel. Okay, jy begin met 'n vrye liggaamsdiagram, gravitasiekrag, normaalkrag, spanning, wrywing en hierdie een het gravitasiekrag en spanning. Ja? Okay, dis 'n maklike prentjie. Hierdie ene en hierdie is in dieselfde vlak. Sean, hoekom? Hoekom is hierdie een se op en af in dieselfde vlak as hierdie een se links en regs? Sê weer? Hulle is op dieselfde oppervlak, as die een gaan links beweeg dan die ander opbeweeg. Ja, so as hierdie ene links beweeg, dan gaan hierdie ene opbeweeg. As hierdie ene regs beweeg, gaan hierdie ene afbeweeg. So wanneer ek my rigtings as positief kies, moet ek baie mooi kies. Ek kan nie vir hierdie ene regs kies as positief en hierdie ene op kies as positief nie. Dit gaan nie werk nie. Want as hierdie ene regs beweeg, dan gaan hierdie ene afbeweeg. So dan moet ek vir hierdie ene afkies as positief. Baie belangrik. Dis die grootste fout wat die graad 11 in die matrieks maak. Okay, dan vra hulle vir jou die versnelling. Die versnelling is in die geel vlak. Hulle is 2 afsonderlike voorwerpe, so jy moet 2 afsonderlike somme doen. Onthou in 'n toets of eksamen moet jy dit onder mekaar doen, nie langs mekaar soos wat ek nou maak nie. Ek doen dit langs mekaar want dan kan jy alles op een slag sien. Okay, kom ons kyk. T minus, wat is dit? 6 is gelyk aan 3 maal met A. Okay, 1 en 2. Ek kan nog hier op die regte pad. Ja? Ag, 8,6? O, so dat ek het minus en nie gedeel deur nie. 2,72 meter per sekonde kwadraat. Ja? Okay, dan het ek ook gevra jy moet vraag 16 doen. Okay, en ek het gesê met vraag 16 is so 'n bietjie van 'n uitvangvraagie. Maar hy is eintlik super eenvoudig. Hier is 'n 9 kg, daar's 'n 7 kg en hulle is oor 'n wrywinglose katrol en hulle was daar en toe hulle laat los en dan gaan hulle obviously nou versnel, né? Nee, in watter rigting gaan hulle versnel? In die 9 kg se rigting want hy is swaarder. So vir hierdie een het ons spanning en gravitasiekrag. Vir hierdie een het ek spanning en gravitasiekrag. Vir hierdie een gaan af positief wees en vir hierdie een gaan op positief wees. Yes? Okay, so dan is F net is gelyk aan M maal A, T minus FG is gelyk aan M maal A, 7 maal met 9,8, 7 maal met A. Wat is daai? 63 68,6. Ja. Okay, en dan hierdie ene is FG minus T is gelyk aan M maal A. So is 9 maal 9,8 minus T 9 maal A. So dit is 88.2 minus 9a is equal to T. Stel hulle gelyk aan mekaar. So na hierdie 3 somme moes jy nou
in die gewoonte gekom het van stel hierdie een gelyk aan hierdie ene op, hierdie ene af. Dis hoekom ek het vir jou gegee het. Hopeloos te maklike somme, hierdie 3. Okay, hopeloos te maklik. Jy het nou net die ritme gekry van wat om te doen. Nou gaan daar elke keer by elke som gaan daar 'n klein uitvangplekkie wees. Okay, waarvoor jy moet wake up wees. 1 of 2 of 16 uitvangplekkies. 20, 19,8? Nee. 0,6? Ja, 0,6. En dan kry hulle versnelling om te wees 3, o, shit, sorry, ek het gesê 6. 1,22 meter per kwadraat. Iemand 'n vraag? Okay, dan het ek gevra jy moes doen op bladsy 24 nommer 5. Okay. Goed. Jy kan sien hierdie het ek gekopie van 'n ou eksamen vraestel of wat ook al. So goeie toetsvraag. Okay, so hierdie is meer in lyn. Daar op die werksvelle is almal net inleidende vragies soos om jou gewoon te kry aan konsepte. Okay. Goed. Vraag 5 sê: in die diagram hieronder het jy 'n tafel, jy het daar 'n massa stuk, daar het jy 'n katrol en met 'n tou is hulle gebind aan nog 'n massa stuk. 1.5 kg, 2 kg en dan het hulle 'n stukkie inligting daarbo gegee wat nie in die prentjie is nie. Hulle sê die kinetiese wrywingskoëffisiënt is 0,4. Okay. Goed, voordat ek verder 'n vraag lees, wat gaan ek doen, Cameron, ek het eintlik 'n reël in my klas. Die reël is, dis baie lelike maniere om alleen te eet. Okay. Ek maak glad as jy eet nie, ek is ook baie keer soos nou baie honger en dan moet jy net eet. So ek maak regtig nie as mense eet in my klas nie. 1, jy vra en 2, jy deel. Okay, so wat se chips eet jy? Seker Cheeto is goed daar al die snoepies. Wie hou almal van Cheeto chips? Hande op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, so môre moet jy of 11 pakke Cheetos chip bring of jy moet daai pak nou wegsit. Juffrou, daar's soos een stukkie. Ja, nog steeds. Okay, dan kry jy dit. Alright. Nou weet ek. Dankie. Goed, so ons het 'n 1.5 kg en ons het 'n 2 kg kragtediagramme. Gooi vir my vir die 1.5, Cameron. Vir die 1.5. Soos om die wat te doen. Die vrye liggaamsdiagram. O, die vrye liggaamsdiagram. Okay, so wat ek het om die is die okay, kom ek sien. So ek het gesê Fn is boontoe. Fg is ondertoe. Sjoe, julle gaan julle vir hom punte gee vir daai antwoorde wat hy gee. Loodreg met die oppervlakte af na die middelpunt van die aarde. Ja? Okay, en dan T is regs. En F is links. Okay. Kryten gee vir my vir die 2 kg. Jy vra ons van F hê wat nou die middelpunt van die aarde is. En dan van ons Fn hê wat loodreg is met oppervlakte maar van boontoe wys. Vir die 2 kg. 'n normaal krag. Die spanning. Spanning. Hy het nie normaal krag nie want hy rus nie op oppervlakte nie. Nadia, hoe gaan ons hierdie highlight? En by die 1.5 ene dan is die FK en T en dieselfde vlak as die T en FG van die Hoekom? Juffrou, want as die 1.5 links en regs beweeg, dan gaan die 2 kg op en af. Maar okay, goed, dan het ek nou pink highlight. Hulle sê vir jou hulle wanneer losgelaat word, dan gaan hulle nou begin beweeg. So dit sê vir jou Newton se tweede wet, reg? Nou sê hulle vir jou by 5.1 bereken die grootte van die kinetiese wrywingskrag wat op die 1.5 kg massa stuk in werk en dit tel 3 punte. 3 punte beteken gewoonlik formulewaardes antwoord. Okay? So hulle vra vir jou by 5.1
die kinetiese wrywingskrag vir die 1.5 kg blokkie. En daar's 'n formule daarvoor. Okay? Dis wat ons soek. Die kinetiese wrywingskoëffisiënt het hulle vir jou gegee as 0,4. Het ons 'n formule vir die normaalkrag? Nee, ons het nie. Maar die normaalkrag het ek pink gehighlight. En daar is net 2 kragte wat pink is. En die voorwerp beweeg nie op en af nie. So hierdie ene moet gelyk wees aan daai ene. Dit is die uitsondering op die reël as dit so is. Okay, jy kan dit nooit net aanneem nie. Jy moet check. Alright. So in hierdie geval kan ek sê die normaalkrag is gelyk aan die gravitasiekrag, net by hierdie sommetjie, nie altyd nie. Die gravitasiekrag is 1.5 maal met 9,8. Nee? En Jessica, as jy dit in jou sakrekenaar intik, dan kry jy wat? Cameron, nou pak chips kos net R2. Dis R22. O, regtig? Staan nie soos groot R2 boopie? Jokes uit. Okay. Jessica? 5,88? 5,88 newtons. Hulle het vir jou gevra die grootte, maar krag is gewoonlik 'n vektor grootte en rigting, maar hulle het net vir die grootte gevra. So jy hoef nie rigting te gee nie. Dan 5.2 sê hulle vir jou. Bereken die grootte van die versnelling van die 1.5 kg massa stuk. Jy moet dit doen deur Newton se tweede wet gebruik, bla 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 bla. Okay. Hulle gaan nie gewoonlik vir jou so baie inligting gee en so baie pointers gee nie. Okay? Nou wil ek 'n vraag vra hulle. Hulle vra net vir jou vir die versnelling van die 1.5 kg stuk. So hoekom kan ek nie net na hom kyk nie? Hoekom moet ek na hierdie een ook kyk? Hierdie ene trek basically daai ene. So hierdie een se versnelling en hierdie se versnelling is gelink met mekaar en altyd dieselfde. As jy 'n karavaan sleep, is jou snelheid en die karavaan se snelheid dieselfde, want julle is gelink met mekaar. Okay, goed. So jy moet nou albei kyk en jy kan sien dit al 4 punte. Ek wil sê dis 'n klein bietjie te min punte. Gewoonlik tel hierdie som minimum 5 punte. Maar anyway, ek dink hulle het dit 4 punte gemaak want hulle het vir jou so baie tips gegee. Okay, hierdie ding gaan regs beweeg, so ek kies regs as positief, en hierdie ding gaan af beweeg, so ek kies af as positief. Okay, goed, so ek het T minus FK is gelyk aan M maal A. Nou, Courtney, sê nou maar jy het nou absolute nonsens aangejaag in die vorige vraag. Is alles vergete en verlore? Gaan jy huil? Gaan jy opgee? Hoekom nie? Want van een vraag na die volgende werk ons met jou fout. So as jy nou hier vasgehak het en jy kon dit nie onthou nie, jy het nie geweet nie, jy het net nie 'n klou nie. Dan gaan skryf net. FK is gelyk aan, maak iets op, 1 Newton. 10, 100, 1000, miljoen, maak nie saak nie. Daar gaan verkeerd wees, maar as jy dit dan op die regte plek daar gaan invul, dan werk dit met jou fout, dan kan jy volpunte kry vir die volgende vraag. Okay, so jy hou nooit op nie en jy los nooit iets oop nie. Alright. Goed, so hierdie is T is 1.5 A plus 5,88. En hierdie is 19.6 minus 2A gee vir jou T. Daar is 1, daar is 2, stel 1 gelyk aan 2. 1.5A plus 5,88. 3.5A is gelyk aan, kan jy dit my kop doen nie, 14, 13,7. En dan kry jy die versnelling om te wees 4, damn it. So close. 3,9 meter per sekonde. Is dit reg? Want hulle vra vir jou bereken die grootte van die versnelling. Regs vir 1.5 kg blok. Dit is net meer spesifiek. Ja.
Sê net maar, jy sit soos in die eksamen en jy het 'n baie lang som en jy soos rondaf vroeër in die som. Don't do that. Maar as jy dit nou 5 desimale. wat is die range van error, juffrou? Daar's 'n bietjie van 'n range. Is dit soos verskillend elke keer? Of is dit Ja, dit is verskillend elke keer. Jy word nie aangeraai eintlik om hier af te rond nie. Sê net maar jy het hier verkeerd afgerond of anders afgerond wat ook al, dan hulle gaan met daai range van daai en af. Okay, maar soos in, wat is die max wat jy mag af om 5 desimale? Soos in vroeër in die middel van die som. Ja. Dit is word aanbeveel. Dit word eintlik aanbeveel. Sê net maar jy rond verkeerd af. Sê net maar jy het hier gesê 5.9 verkeerd. Maar sê net maar jy het gesê 5,876 bla 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 bla. Reg. So is beter om nie af te rond nie, altyd. Okay, enige vrae daar sover? Hulle vra nou vir jou, die grouwe horisontale oppervlakte, daai ene, word vervang met 'n wrywingvrye horisontale oppervlakte en die twee massastukke word weer losgelaat en hulle begin te beweeg. Nou vra hulle vir jou by 5.3.1. Is die versnelling van die 1.5 kg massastuk groter as, dieselfde of kleiner as sy versnelling soos op die growwe ene? Verduidelik jou antwoord kortliks deur na een van Newton se bewegingswette te verwys. Ja, nee. Ek het sê groter as. Ja. Dis 'n tweede wet, wanneer 'n netkrag op 'n voorwerp inwerk, sal dit versnel in die rigting van die netkrag. Versnelling is direk evenredig aan die krag, maar omgekeerd evenredig aan die massa van die voorwerp. So geen wrywing is gelyk aan 'n groter netkrag en 'n groter netkrag is gelyk aan 'n groter versnelling. Eeuw. So met 10 punte. Ja, bonuspunte daar. Okay, so, die 3 punte gaan vir groter as, obviously. En dan die feit dat sy verwys na Newton se tweede wet toe. Okay, nou die groot deel wat ons daar wil op fokus, is dat versnelling is direk evenredig aan die netokrag. Jy kan dit in simbole uitskryf, okay? So jy kan sê versnelling is direk evenredig aan die netokrag. Omdat daar geen wrywing is nie, neem die netokrag toe. So daai hele konsep tel 'n punt, daai konsep tel 'n punt en dan groter as tel 'n punt. Ja. Versnelling is direk evenredig aan die netokrag, maar die sê is Newton se tweede wet. Hulle sê vir jou, verduidelik deur na een van Newton se bewegingswette te verwys en wil hom noem. Ja. Cameron? Ek wil net seker maak, soos hierdie gaan dalk soos 'n baie dom vraag. Moontlik. Ek wil net seker maak, dis nie een van daai soos klein goed waarvoor jy 'n punt kan verloor. Okay. So, om te sê versnelling is direk evenredig aan die netokrag. Beteken mos dieselfde ding as netokrag is direk evenredig aan versnelling. So dis presies dieselfde. Ja, maar die vraag is, hoe gaan die versnelling verander? So jy wil versnelling die onderwerp maak. Okay, dit sê, die 2 kg massastuk tref die grond voor die 1.5 kg stuk die katrol tref. Okay, so julle kan dit imagine, daar gaan hulle nou, en toe tref hierdie een in die grond, voordat hierdie ene by die katrol is. Okay, beskryf die beweging van die 1.5 kg massastuk kortliks vir die tydperk nadat hy die grond getref het, maar voordat hy die katrol tref. Weet jy nie die vraag nie, of weet jy nie die antwoord nie? Okay, so verduidelik gou vir my in jou woorde, hoe sien jy beweeg hierdie besigheid? Okay, nee, ja, maar in woorde, sê vir my, toe die 2 kg stuk, massastuk, nou die grond getref het. Wat dink jy het gebeur met die 1.5 kg massastuk? Onthou, ons het nou 'n wrywinglose stelsel, né? Ja. Voordat hy die grond getref het, wat het met die 1.5 kg massastuk gebeur? Hy het beweeg. Toe tref hierdie ding die grond. Wat gaan met hom gebeur? Daar's geen wrywing. Aanhou beweeg. Newton se eerste wet, 'n voorwerp sal sy toestand van beweging teen 'n konstante snelheid volhard en sy in die nul netkrag daarop inwerk. En daar is nou nie meer toegepaste krag nie, maar daar's ook nie meer 'n wrywing nie. Okay, want die vraag sê daarbo, dit is vervang. Okay, so as daar wrywing was, dat hy al hoe stadiger beweeg totdat hy stil gestaan het, né? Maar daar's geen meer wrywing nie. So daar is geen wrywing en geen
spanning of jy weet die toegepaste krag, die ander touwtjie wat hom nou nog trek. Wat beteken die netto krag is gelyk aan 0. Want daar's niks wat hom vorentoe trek en niks wat hom stadiger laat beweeg nie. En dit is Newton se eerste wet. So wat sal gebeur? Volgens Newton se eerste wet sal dit aanhou beweeg totdat dit die katrol tref. Ja. Wat nie daar was nie? Ja. Nee, gaan jy mos nou skiet. Ja, maar dan gaan gravitasiekrag obviously invloed begin hê. Ja, want ons nie meer 'n normaal krag nie. Dis net gravitasiekrag, so gaan hy afgaan onder toe. Is julle met my? Ja? OK. Is dit al wat ek vir julle gegee het? So min. Klink nie soos ek nie. OK, ek het mos gevra julle moet daai boek bring nou die dag. Het julle al dit uit julle sakke uitgehaal? OK, want ek wil nou nog moeiliker somme na toe gaan. As jy nie die boekie het nie, is nie die einde van die wêreld. Ek sal 'n foto daarvan neem en op die bord sit. OK. Goed. Die van julle wat julle boeke wel hier het, OK? Gaan vir my daar na bladsy 18. Nee, nie 18 nie. 15 toe. 14 en 15. OK? Goed. Nou hier is jou opsomming gegee van Newton se wette. Reg? Baie lekker opsomming. Dan is daar op bladsy 15 al die definisies wat jy moet ken. Dis ook super lekker. Soos alles daar, so jy kan eintlik vir jou ma, pa, broer, suster, ouma, oupa, wie ook al vra. Sê, goed, hou daai toe, dan moet hulle vir jou vra hierdie woord, dan moet jy die definisie gee, nou hulle gee die definisie en jy wat 'n konsep is. OK? Baie lekker leermetode. Dan, as jy kyk op die volgende bladsy 16, dan begin hulle nou vir jou te sê watter soort kragte het ons daar. Kontakkragte, nie kontakkragte en. Dit is nou nie so super belangrik vir julle op hierdie stadium van die geveg nie, maar ons het al oor hulle gepraat. Maar iets soos koulomkragte is in die volgende hoofstuk. Wat is dit dan bespreek? Magnetiese kragte. Het julle graad 9 gedoen? Magnete, noord en suid, vooraan. Goed. Dan kan jy aangaan, hoe teken jy die kragte diagramme? As dit in 'n hoek is, hoe bereken jy die somme? Bladsy 20, 21, 22, 23, 24, 25 is almal gee vir jou 'n som en dan gee hulle vir jou die oplossing van daardie som. Okay, so jy kan eintlik al die somme gaan doen en dan kyk of jy by dieselfde antwoord kom. So dit is baie lekker die verduideliking daarso. En dan kom ons by bladsy 31 en dis waar ek nou wil wees is ou eksamenvrae. Okay, goed. Die eerste vraag wat ek nou wil gaan doen is vraag 3. Is question 3. Ja. Ek dink nie is in my. Ek het dit agter. Ja. Ek weet nie of hulle memo boekie gaan uitbring nie. Maar, ons het dit ook nie opgewys nie. Hierdie kom uit ou matriek vraestelle uit, al hierdie. So, as jy vir my die som kan gee, dan kan ek vir jou sê waar my memo dit is, of dalk het ek die memo. Okay, goed, so die eerste vraag wat ek wil gaan doen is vraag 3. Okay. So ons is hierso, wat gaan ons hierdie boekie noem? Hersieningsboek. Hersieningsboek, bladsy 31, vraag 3. Okay, ekskuus, daar's baie van julle wat nie het hierso nie.
Almal het so 'n boekie ontvang, nê? Nee. Ja? Okay, goed, so daar gee hulle vir jou daai prentjie. Ek gaan net lees. Hulle sê 'n 5 kg blok wat op 'n grove horisontale tafel lê, is 'n katrol, 2 kg blokkie, hy hang na onder. Dan sê hulle vir jou het 'n 60 Newton krag wat 'n hoek van 10 grade met die horisontaal op die 5 kg blokkie toegepas word. Wat veroorsaak dat die blok na links versnel. So hier is ons eerste stukkie baie belangrike inligting. Die versnelling is na links. Kyk. Nou, juffrou, die versnelling is na links, hy word links getrek. Nie nie. Partykeer is hierdie blokkie baie swaarder. Kom ons sê hy is 12 kg en hy is 5 kg. Dan is hierdie aftrek mos baie groter. Dan kan dit net wees dat hy regs versnel, maar hierdie krag maak net dat hy nie so vinnig versnel nie. Dis amper soos 'n wrywingskrag. Okay? Soos byvoorbeeld, ek is met my kind in die pram. Okay? En ons gaan stap. En ons gaan by 'n aftron. Okay? Ek wil steeds gaan by die aftron. Maar ek wil nie by, daar gaan my kind. Okay, so wat doen ek? Ek trek actually op die pram, maar ons beweeg nog steeds af. Is julle met my? So die toegepaste krag is op en dan se pram beweeg af. Okay, wat se rigting is wrywing dan? Teenoorgestelde rigting van beweeg, nie van toegepaste krag nie, van beweging. So beweeg regs, so wrywing is in dieselfde rigting as die toegepaste krag. Sê julle met my. Okay, as jy mooi kyk in watter rigting beweeg die voorwerp. Sharp. Die kinetiese wrywingskoëffisiënt het ons hierso sê hulle vir jou. Die wat nie hulle boekie het nie, het hulle die prentjie geteken, is 0.5. Okay. Nou, voordat ek 'n vraag lees, wat gaan ek heel eers vir myself doen? Vrye liggaamsdiagramme. Okay, so is dit die 5 kg blokkie en ons het die 2 kg blokkie. Waar trek ek met my vrae, Bernard? 5 kg. Gravitasiekrag af na die middelpunt van die aarde. Ja. Normaal krag noodreg vorentoe. Ja. Dan spanning regs. Ja. En dan toegepaste krag en wrywingskrag links. Maar die toegepaste krag is mos hier op. Oor die wrywing regs. Hoekom? As ek jou kan hoor, kan hy jou hoor. Want hy beweeg links. So die wrywing is regs in die teenoorgestelde rigting van beweging. Yes? Op die 2 kg blokkie, Rico? FG na die middelpunt van die aarde en tension. Op. Okay. Nou sien ek, daar is in dieselfde vlak baie mooi 90 grade, 180 grade, maar hierso is iets nie. So ek gaan hom opsplit in sy loodregte komponente, in sy x-komponent en in sy y-komponent. Wanneer gebruik ek nou weer parallel en loodreg? As dit gewig is op 'n skynsvlak. Okay. Dan gaan ek my highlighters uithaal. Highlight. Highlight almal dieselfde kleur. Hoekom? Want die katrol maak dat ek die een se links en regs by die ander se op en af kan tel. En dan het ek hierso 'n op en 'n op. Mira, kan ek sê die normaalkrag is gelyk aan die gravitasiekrag? Hoekom nie? Dis reg? Hoekom nie? Jy mag vir Louis bel. Want hy het baie confidently geantwoord, so. Bel jy hom? Okay. Van juffrou, jy het nog steeds jou F se horisontale krag wat Horisontale? doodreg, sorry. Vertikale komponent. So, hierdie voorwerp beweeg nie op of af nie. So hierdie een se op en se op moet gelyk wees aan sy af. Okay. Nadia, jy het nog 'n vraag vandag gebruikie. Ja, maar juffrou, ek verstaan nie die werk. Okay.
Okay, alright. Goed. Vraag 3.1. Sê hulle, teken 'n benoemde vrye liggaamsdiagram wat al die kragte wat op die 5 kg blokkie inwerk, toon en dit tel 5 punte. 5 punte beteken 5 kragte. Weet jy, maar ons het mos nou al die kragte diagram gaan teken. Kan ek net sê kyk bo nie. Daar. Hoekom nie? 2 goeters het ek fout gemaak. Ja, dis 'n rolwerk en in my rolwerk het ek hierdie krag gaan opbreek in sy komponente wat hulle nie soek nie en ek het gaan highlight wat hulle nie soek nie. Okay. Goed, nou ek weet nou hoe julle weet hoe om 'n vrye liggaamsdiagram te teken. So kom ons oefen gou vandag 'n kragte diagram. So nie 'n vrye liggaamsdiagram nie, 'n kragte diagram. Dit was nie die vraag nie. Ek verander nou die vraag. Okay, net dat ons dit bietjie oefen. So, dan teken jy die blokkie. Jy teken die voorwerp soos wat hy is. En dan teken jy van waar af hierdie kragte 'n invloed het of uitgewerk word. Okay. Goed, Lara sê vir my gravitasiekrag. Van waar tot waar is dit? Okay, dis tot die middelpunt van die aarde vanaf die middelpunt van die blokkie. Okay. So gravitasiekrag begin daar en hy is vanaf die middelpunt van die blokkie. Kylien, van waar af is normaalkrag? Van die oppervlakte af, so hy is van die onder af, so. Goed. Ethan, van waar af is wrywing? Ook van die oppervlakte daaronder. Van waar af, Lenay, is spanning? Van die sy van die blokkie daar waar die tou kontak maak. En dan, dis meer van waar af is die toegepaste krag? Waar die krag op die blokkie uitgeoefen word. Daar. Okay, is julle met my? So hy is 'n bietjie moeiliker, is nie so lekker nie. Hulle het hom laas jaar nogals gevra, maar gewoonlik vra hulle vrye liggaamsdiagram. Okay. Vraag 3.2.1 sê hulle bereken die grootte, sê vir die rigting nie, die grootte van die vertikale komponent van die 60 Newton krag. Okay, so hulle soek net die vertikale komponent. Louis, nou moet jy weet wat vertikaal en horisontaal is. Okay. Goed, so ek gaan net gou hierso vir myself 'n prentjie gaan teken. So daai ene sê hulle vir jou is 60. Oei, daar is 'n lelike 60. En daar's my X en daar's my Y en daai is 10 grade. Okay. So Misha, hoe gaan ek die vertikale komponent gaan uitwerk? Met sin. So die sin van 10 grade is Y oor 60. So Y is 60 sin 10 grade en Owen is op dit. Ek wag vir 'n vraag, maar hy kom nie. So as jy 'n vraag in jou kop het dan ja. Kan ons hierso ook na juffrou se rytjies gebruik? Ja, want het X en Y gebruik met 'n horisontale oppervlakte. Okay. En wanneer kan ons nie juffrou se rytjies dan gebruik nie? Wanneer jy nie daar, ek wil sê die binnehoek gebruik nie, maar wanneer jy daai hoek het, dan gaan wanneer jy hom so het en jy het hom so en jy daai hoekie. Jy gaan net mooi met kop hou. Elke situasie gaan bietjie anders wees. Ja. Juffrou, maar hoe moet jy altyd weet wat sien is die parallel en wat is die loodreg? Dit is parallel met die oppervlakte, loodreg met die oppervlakte. Maar Y is nog so parallel. Nee, Y is loodreg hierso. Kyk hierso, Y is loodreg met die oppervlakte. Wat is die ruimte nou weer? Ja, ons is by die skynsvlak. Dan gaan hy loodreg wees met die oppervlakte. En hierdie ene gaan parallel wees met die oppervlakte. So dan is hy kos, want die kos is op die tafel. Dit is net met 'n skynsvlak. Nee, moenie, dit sy vraag jou confuse nie.
Voor sy vraag was jy by. Dan los jy net daar. Urban, wat kry jy? 2 Newton. Okay, dis nie die vraag, een van die vrae wat ek gesoek het nie. Die vraag wat ek gesoek het is, juffrou, moet ons al hierdie stappies wys? Nee, jy kan reguit na hierdie stappie toe gaan as jy onthou y is sin. Okay. Goed, dan vra hulle vir jou by 3.2.2, vra hulle wat is die horisontale komponent? Dit gaan nou kos wees. So x is 60 kos 10 grade en Neil is op dit 59,09 newtons. Mooi. Daar is 'n baie lelike 5, maar dit is 'n 5. Okay, julle almal is nog hier, né? Nee? 60 kos 10 grade. Ja, ek hoor nie. Nee, Lara? Juffrou, ek wil net sê moes gaan hy altyd sin wees en x oor kom. Nee. In hierdie geval. Wetenskap is nie swart of wit nie. Wetenskap is 1 + 1 is 2, maar partykeer is dit 2.3, partykeer is dit 1,98. As jy afrond is dit 2. So in hierdie geval, ja. Anders moet jy om altyd die driehoekie, jy kan sien ek gaan teken altyd die driehoekie, dat ons dit kan uitfigure. Okay. Goed. Wat is die probleem? O, julle pas. Alright. Goed, nou vra hulle vir jou stel Newton se tweede bewegingswet in woorde, Tiaan. Jy wag al so lank. Okay, so dit is 'n netokraag. Wanneer 'n netokraag op 'n voorwerp inwerk, sal dit in die rigting van die netokraag versnel. En 'n netokraag, Nee. die versnelling is direk weerdig aan die netokraag en omgekeerd weerdig aan die massa van die Baie mooi. 2 punte in jou toets môre. Okay. 3.4 julle. Bereken die grootte van. So weer eens, hoeveel rigting maar dit is die grootte van die normaalkrag wat op die 5 kg blok inwerk. En hoekom het hulle vir jou dit gesê? Want so ek wil net hier my goed vat. Ooh, kopie. Okay, hoekom sê hulle dit? Want die normaalkrag is nie gelyk aan Fg nie. Okay, ons het dit nou al bevestig. So 3.4 gaan ek sê reg. Jy gaan nou dit tel net 2 punte, so jy hoef nie al die stappies te wys nie, maar dit is altyd veiliger om die stappies te wys. Ek gaan sê F net is gelyk aan M × A en ek is nou besig om te kyk na die pienkragte. Okay, die pienkragte is die op en die af. Hulle beweeg nie op en af nie. So kom ek sê ek kies op as positief. Okay, dan het ek N plus Fi is gelyk aan minus Fg is gelyk aan 0. Hoekom? Want die versnelling is 0 want hy beweeg nie op of af nie. Ja? Is julle met my? So ek het hierso N is Fg minus Fi. Nou gaan ek hom toepas. Dit is 5 maal met 9,8 en ek het Fi nou net gaan uitwerk as 10,42. Wat is fout? Die blokkie beweeg links. Hy beweeg nie op of af nie. Chop. Kan jy net ek jy geskiep met vrae en jy het geantwoord? Ja, nee, ek het jou nie geskiep nie. Alright. Wie is op het met hulle sakrekenaar, Sean, as jy op het? Wat kry jy? 98,5. En jou eenheid? Newton. Goed, so daar het ons nou die normaalkrag van die 5 kg blokkie. Nou gaan ons by 3.5, sê hulle vir jou. Wat is die spanning in die tou wat die twee blokke verbind? En dit tel 7 punte. 7 punte sê vir jou, werk. Okay, goed. Het ons enigstens die versnelling gekry? Nee. En daar is spanning hier en daar is spanning daar. Selfe toutjies, selfe spanning.
Maar ons het die een nodig om die ander een uit te werk. Ja? Kyk, goed. So ons gaan albei blokkies na kyk. So ek het die 5 kg blokkie en ek het die 2 kg blokkie. Onthou jy skryf onder mekaar. Ek skryf langs mekaar. Okay. Hierdie ene beweeg links, so ek kies links as positief. Hierdie ene beweeg op, so ek kies op as positief. Yes? Hier kyk ek na die geel kragte en na die geel kragte. So vir die 5 kg blokkie het ek Fx minus Fk minus T is gelyk aan M mal A. En vir die 2 kg blokkie het ek T minus Fg is gelyk aan M mal A. Okay. Kyk mooi dat jy met my saamstem, dat jy weet wat gaan aan. En nou wil ek julle, ek gaan vir julle gou ek gaan vir julle 5 minute gee om gou vinnig hierdie som te doen. Okay, so ek het die memo net tot by vraag 15. Wat ek vir julle op die groep sal sit. Klaar. Easy peasy lemon squeezy.
Volpunte in die toetsmôre. Sal 'n groot verbetering van jou vorige toets wees. Gert. Okay, wel, ek het nou die memo op die groep gestuur. So iemand wat nie op die groep is nie. Almal is op die groep. Okay, sterkte met môre.